Shalom. Welkom in hierdie oomblik van stilte. Welkom in 'n ruimte waar ons nie hoef te presteer nie, nie haastig hoef te wees nie, nie alles hoef te verstaan nie, en nie die regte woorde altyd hoef te hê nie. Kom, ons sit net vir 'n oomblik so saam in mekaar se stilte. Asem stadig in, stadig uit. Ervaar die ritme van asemhaling. Raak stil in die ritme van asemhaling. Voel ook weer hoe jou liggaam deur die stoel of die grond gedra word. Voel jou voete. Raak weer bewus van jou asem. Voel weer die sagte ritme van lewe. Sagte ritme van lewe wat reeds in jou beweeg. Pinkster herinner ons daaraan dat die Gees dikwels kom waar mense stil, onseker, selfs bang of wagtend is. Nie wanneer alles uitgesorteer is nie. Nie wanneer almal seker is oor alles nie. Maar juis wanneer mense by mekaar sit met oop hande en oop harte. In Handelinge lees ons dat die Gees mense laat praat het in nuwe tale. Nie net vreemde tale nie, maar tale van verstaan, verbinding, koneksie, herkenning. Miskien gaan Pinkster nie eerstens oor buitengewone mag nie. Miskien gaan dit oor die wonder dat mense mekaar werklik begin hoor. Dink vir 'n oomblik. Watter stem in jou lewe het stil geword? Watter deel van jou lewe dra nog woorde wat nooit ruimte gekry het nie? Waar het jy begin glo dat jou stem nie belangrik is nie? Laat daardie vraag net sag by jou rus. Richard Rohr skryf in sy daaglikse meditasie A Spirit-Given Voice, dat die Gees dikwels deur gewone mense praat, deur liggame, asem, geboorte, teenwoordigheid, broosheid. Die Gees gee nie net krag nie, Gees gee ook stem. En dalk is dit die uitnodiging van hierdie week. Nie om harder te praat nie, nie om meer seker te wees nie, maar die stem te ontdek wat reeds diep binne in jou leef. Die stem van deernis, die stem van waarheid, die stem wat nie probeer bewys nie, maar steeds teenwoordig bly. Miskien is die Gees nie altyd soos vuur of wind nie. Miskien is die Gees soms die sagte moed om jou eie waarheid met liefde te leef. Miskien is die Gees die vermoë om iemand anders se menswees raak te hoor. Om hulle in betekenis in te luister. Agter hulle woorde, agter hulle vrees, agter hulle verdediging. Terwyl jy nou stil word, luister nie net vir antwoorde nie. Luister vir resonansie,
vir dit wat lewe bring, vir dit wat jou sagter maak, vir dit wat jou nader bring aan liefde. Luister vir resonansie, vir dit wat lewe bring, vir dit wat jou nader bring aan liefde. Mag die Gees jou herinner dat jy reeds gedra word, dat jou stem saak maak, en dat liefde dikwels begin wanneer iemand werklik gehoor word. Liefde werklik dikwels begin wanneer iemand werklik gehoor word. Shalom.